It's a huge weekend coming up in Jeffreys Bay with the Lombardini Musikfeest. That's going to be taking place from the 6th to 8th of June at the Lombardini Lodge, which is just outside Jeffreys Bay. And we're very happy this morning on Kochen News to introduce you to Elske van Heerden, who's going to be running the festival. And she might look very calm at the moment, but with a lot of activities going on in the background, we're going to find out from her exactly what is happening at the feast, what artists we can expect, and we're certainly going to see you all there on Friday, Saturday and Sunday. Elske, as jy vir ons 'n bietjie meer kan vertel oor die fees, die mense wat gaan kom, hoe kan mense kaartjies koop en soveel. Oor na jou toe. Baie dankie, dis lekker om vanoggend by julle te wees. So kaartjies online by Quicket of by die hekke. Ek weet ons almal hou maar eers die weer dop, maar dit gaan 3 beautiful dae wees. Line-up Saterdag het ons die groot line-up, maar ons begin Vrydag met Droomsyndroom en Bok van Klerk en dan het ons 'n neon afterparty. I hope you'll be there. Beslis. And then on Saturday we've got all the big names like Prime Circle, Steve Hofmeyer, Kurt Darren, Bartu, Brendan Piper, Adam Tas. I have to look at Leilani to remember the lineup because it's just so big. En dan Sondag doen ons familiedag, praise and worship. Ons het Bidde Burger en Dimnie Jou van die NG Kerk wat vir ons 'n bietjie die woord gaan bring en ons het Franna Benadi en Chris Els en dan het ons 'n spesiale ding. 2 spesiale goed actually. Ons het Mark Marshall wat een of ander reptile of something vir ons gaan bring. En dan het ons ook vir Justin ons Rhino Whisperer op die stage. So as jy wil leer oor die Kouga Rhino Sanctuary en die renosters, kom soontoe, want dis tog waaroor die hele fees gaan, is vir Rhino Conservation by die Kouga Rhino Sanctuary. Any big festival takes a lot of logistics to make sure that it happens, and now we're going to interview Leilani Coetzee, who's going to tell us all about the infrastructure setup, what people can expect, how to get to Lombardini. There are questions about the road, but that is being well maintained, and Leilani is going to tell us more about that. Leilani, asseblief vertel ons meer van die fees. Baie dankie dat julle met ons gesels vanoggend. Ja, die fees doen ons vir die renosters. Ons almal wat betrokke is, het besluit ons wil help om die renosters te bewaar. Dit is hoekom ek betrokke geraak het. Ek spot ek is die logistieke bestuurder, maar ek is eintlik net Elske se handlanger. So, wat ons beplan die naweek is 'n familie-georiënteerde fees. Alles gaan onder dak wees, so die mense hoef nie bekommerd te wees as dit koud is of dit nat is nie. Alles is onder die dak, van stalletjies tot die stage. En dan natuurlik die pad. Die pad is baie mooi. Ek moet sê dankie Kouga munisipaliteit, omdat die causeway toegemaak is. Dit is die pad wat tussen Jeffreys Bay en Paradys oor die Sekoe rivier gaan. Het baie mense gewonder hoe kom hulle nou by ons uit. Moenie bekommerd wees nie. Jy vat net die R102 by die Lombardini of die Langkloof Breeks afrit, draai jy links. Dis so 7 km grondpad, maar dis 'n mooi grondpad. Daar draf mense, hulle ry fiets. Dis so 'n mooi pad eintlik dat jy tot wilde diere weerskant te sien. Dit is Lombardini se plaas. So moenie bekommerd wees oor die pad nie, asseblief. Hy's beter as baie van die paaie in Suid-Afrika. So asseblief kom kuier net by ons. En dan natuurlik is daar parkering. Alles is op 'n feesterrein in 'n hek, so dit is veilig, dis naby. Ons is reg, ons promote tourism for all. So of jy in 'n rolstoel is of jy kan loop, ons maak voorsiening vir almal, ons het badkamers vir almal. Ons is reg vir 'n familiefees die naweek 6, 7 en 8 Junie.